Lyk daarom of daar nog so 'n paar dapper meise uitgekom het, terwyl ons besig was om te sing. Ons gesels oor die doping met die Heilige Gees en vanaand gaan ek net 'n paar algemene vrae wat mense mee sit, 'n bietjie oor gesels. Dit maak net dat ons beter verstaan. If we ask questions, when we get the answers, we understand better. So we are going to look at some questions that has been asked over time. Ons gaan 'n bietjie daarna kyk, na hierdie vraag. Nou ek gaan nou eers die laaste vraag wat ek op my lysie het, gaan ek nou eers te beantwoord. En dan sal ek nou weer na die eerste vraag toe gaan. So this question is the question that we ask when I have not yet been baptized in the Holy Spirit. What now? Wie van julle wat hier sit is daar al voor gebid vir die vervulling met die Heilige Gees en jy het dit nie die eerste keer ontvang toe dit vir jou gebid is nie. So a lot of people has not received the Holy Spirit the first time. En miskien sit jy hier en jy het nie die Heilige Gees. Iemand het al vir jou gebid en jy is nog nie vervul met die Heilige Gees nie. En ek wil net vir jou 'n paar goeie sê rondom dit wat baie belangrik is. Seker die mees belangrikste ding wat jy nie moet glo nie, is nie die stem van die vyand nie. The enemy will tell you, this is not for you. He will tell you, you are not good enough. Dis wat hy vir jou sal sê. So, maak doodseker dat jy die stemme wat jy hoor kan onderskei. So, moet nie na die vyand luister nie. Dis die heel belangrikste ding wat daar seker is om te sê rondom dit. So, as ons nou vir jou gebid het, en jy is daar, 'n mens het al vir jou gebid, en iemand het al vir jou gebid, en jy is nog nie duidelik oor wat die woord van die Here vir ons sê nie, gaan bestudeer God se woord. Ek het dit nou al 'n paar keer gesê in die afgelope tyd. Maak seker jou teologie is uitgesorteer rondom wat jy verstaan, rondom die vervulling met die Heilige Gees. Take your Bible, go and spend time with God, with your Bible, read about Holy Spirit, so that you can understand what He is, who He is, what happens when you are filled with the Spirit. Maak seker dat jy 'n vaste fondasie het, want jy kan net glo in iets wat vasgelê is in jou hart. Anders gaan jy die hele tyd sukkel met ongeloof. So dis 'n ontsaglike belangrike ding dat ek en jy dit gaan uitsorteer. Onthou, God het ons almal ewe lief en as ek nou vra dat die Here my vul met die Heilige Gees en hy doen dit nie, beteken nie hy het my nie lief nie. God het se planne en God se manier van doen of wat ook al is buitekant jou en my denkraamwerk, broer en suster. Ek het dit vir julle vertel, toe ek gedoop is met die Heilige Gees, Reinhard Bonke, wat 'n man is met groot geloof, het vir my gebid en niks het gebeur nie. En vir die ouderlinge het vir my gebid en niks gebeur nie, maar toe kind wat amper dieselfde, my net ouer as ek is en een net jonger as ek, toe hulle vir my bid, vul die Here my met die Heilige Gees. Dis die Here werk soos hy wil. Some of you who sitting here has been filled with the Holy Spirit on your own. Nobody even prayed for you. So die Here, ek sê weer, ons het dit nou in hierdie week al baie keer gesê, ons kan nie die Here in 'n boksie sit nie. Hy is nie 'n boksie wese nie. Hy skop die boks, laat hy daar trek. So verstaan dit, God het jou lief. Jy moet nie die vyand se stem glo wat vir jou sê God het jou nie lief nie. Heilige Gees kom om te troos, om ons in alle waarheid te lei en om ons te bemagtig tot getuienis. Jy moet dit glo in jou hart.
Dis waarvoor hy daar is. Ons het dit hierdie week het ons nou al 'n paar keer gesê. So jy iewerste moet dit nou al binne in jou hart gaan lê het. Dit is waarvoor Heilige Gees daar is. Soek om die Gees te ontvang. Keep on seeking to receive Holy Spirit. Not just speak in tongues. Okay? Dit het ek nou al ook gesê. Alhoewel die spreuke in tale 'n deel is, 'n teken is van die uitstorting in die Heilige Gees in ons lewens. Is dit nie wat ons najag nie, dit is nie wat ons soek nie. Dit gaan outomaties kom, jy hoef nie daaroor te worry nie. Maar soek die vervulling met die Heilige Gees. Soek die opdag van Jesus Christus in sy volle heerlikheid in jou lewe en in jou hart. En dit sal outomaties uitvloei. Die talespraak sal outomaties uitvloeisel wees van dit wat met jou gaan gebeur en gebeur. Moenie die leuns van die vyand glo wat jou gaan vertel dat jy nie die woord moet glo nie. Wat vir jou ander goed gaan sê is wat hier in staan nie. Okay? Dis baie belangrik dat ons dit besef. Om met die Gees vervul te word is net die begin. Dis nie die eindbestemming nie. Party mense dink ek het nou die Heilige Gees ontvang, is gedoop met die Heilige Gees. Jy weet, my paadjie is gepyf met diamonds tot in die hemel. Daar was 'n groot verrassing met jou. Die vyand hou glad nie daarvan nie, dat jy gevul is met die Heilige Gees nie. Dis net die begin. Dis net die begin van God se openbaring in jou en my lewe. En ek en jy moet daaraan vashou en bly vashou. Daarna lê die verantwoordelikheid van getuienis, van lewe soos 'n mens wat Heilige Gees ontvang het. Om so te leef, 'n mens wat deurgebreek het in sy eie gees deur die krag van die Here. So, kom ons gaan na vraag 1 toe. Ontvang Christene die Heilige Gees wanneer hulle gered word? So as jy gered word, die dag wanneer jy tot wedergeboorte kom, ontvang jy die Heilige Gees dan? Ja. Okay? Jy ontvang die Heilige Gees. Jy kan nie wedergebore raak sonder Heilige Gees nie. Die woord sê, jou liggaam is die wat van die Heilige Gees. Die tempel van die Heilige Gees. Wat beteken die tempel? Dis die woonplek, die blyplek. Okay? Dis die plek waar hy kom woning maak. So hy woon binne in ons en hy is deel van ons lewens. So wanneer jy Christus aanvaar, kan jy seker wees dat die Heilige Gees aan die werk was. Wat is hy wat oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel? Nou, so ons verstaan dit. The Holy Spirit works in you when you accepted Christ. You cannot accept Christ without the working of Holy Spirit. It's impossible. As ons Heilige Gees een kant sou stoot, beteken dit jy sal glad nie tot bekering kan kom nie. As Heilige Gees nie by jou staan en klop nie. As Heilige Gees jou nie oortuig van sonde nie, sal jy nooit voel en ervaar en beleef dat jy 'n sondaar is nie. Sal jy nooit jou sondes bely nie, sal jy nie tot bekering kom nie. Ons het Heilige Gees nodig om in ons harte en in ons lewens in te spreek. Romeine 8 vers 9 sê die volgende: Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort nie aan hom nie. Ek sê weer, julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees. Hoekom? As naamlik die Gees van God waar is. If the Holy Spirit is where? If he is in you. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. So, if you are a child of God, as jy 'n wedergebore kind van God is, behoort jy aan God. Hoekom? Want jy het die Gees van God. So jy het Heilige Gees in jou. Elke mens, of jy die belewenis van die vervulling met die Heilige Gees het, of nie, jy het Heilige Gees. Okay? Deel van ons lewens. En ek en jy kan verseker wees, al sou jy deel wees van 'n kerk wat nie glo aan die uitstorting van die Heilige Gees,
en daai goed is nie, as daar 'n wedergebore kind van God in daai gemeente is, in daai kerk is, dan het hy Heilige Gees. Julle weet, ons gaan nie hemel toe omdat ons gedoop is met die Heilige Gees nie. Julle weet dit, né? Okay? Ons gaan hemel toe want ons is kinders van God, wedergebore kinders van God. Ons is gereinig deur die bloed van die lam. Dis al. Maar as ek en jy gevul is met die Heilige Gees, is ons aangedoen met krag wat ons help om hierdie pad te loop saam met hom en hierdie pad reg te loop. Each of us who have come to Christ have experienced the gracious work of the Holy Spirit in new birth. Wedergeboorte word gewerk deur Heilige Gees in jou en my lewe. John 3 verse 3 to 6 says, Jesus answered him, truly, truly, I say to you, unless you are born again, he cannot, and unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said to him, how can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? And Jesus answered him, truly, truly. Wanneer jy woorde lees soos daai, waarlik, waarlik, wanneer dit so herhaal word, dan beteken dit daar's baie groot klem daarop. Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of flesh is flesh. That which is born of the Spirit is Spirit. So jy het Heilige Gees, dis deel van jou, dis hoekom jy wedergebore is. You are born again because of the work Holy Spirit does in you. Julle verstaan dit. So dis baie belangrik dat ons dit sal besef. Nou, hoe verskil die doop met die Heilige Gees dan van hierdie werk van die Heilige Gees by verlossing, by wedergeboorte? So, let me ask this. When I am born again, what part of me is born again? My flesh? No. My soul? No, not my soul. My spirit is born again. Jy sien, my gees word wedergebore. En daai wedergeboorte is iets wat Heilige Gees werk. Dis 'n splinter nuwe gees wat jy het. Deur God, Heilige Gees, nuut gemaak. Nie net gewanish nie, nie net afgeskuur, gepolish nie, splinternuut, weergebore. Dis wie jy is, jou geesmens. Jou siel is nou 'n ander saak. Die kort 'n bietjie werk nog. Wie van julle kort nog 'n bietjie werk in daai plek? Ja, ons almal kort 'n bietjie werk daar. So, daai gedeelte is nie wedergebore nie. My liggaam is definitief nie wedergebore nie. Okay, so my gees is wedergebore. So wat gebeur nou by die vervulling met die Heilige Gees? There is a additional and distinct ministry of the Holy Spirit called the baptism of the Holy Spirit. Daar's wedergeboorte en dan is daar die vervulling met die Heilige Gees. By wedergeboorte, wie kom woon binne in my? Heilige Gees. Want dis nou sy tempel hierdie. Ek het 'n splinter nuwe gees, nuut gemaak. So Heilige Gees is hier binne in my. Maar die vervulling met die Heilige Gees is 'n gebeurtenis wat net na wedergeboorte kan gebeur. Jy kan nie vervul word met die Heilige Gees voor wedergeboorte nie. Jy kan nie vervul word as jy nie wedergebore is nie. So hier is ek, 'n splinter nuwe mens, wedergebore. En nou sê die Here, nou sal ek die Heilige Gees op jou uitstort. Ek het lank gelede 'n videoklipie gekry. Of ja, maar kry partykeer in, ek het hom gekyk en toe dog ek dis nogal interessant. En iemand het in die week vir my weer die videoklipie gestuur. Nou ek gaan nou sommer Tannie Corrie ten Boom se voorbeeldjie gebruik om vir jou net ietsie te wys. Wat net, dis maar net treffend. Okay. Sy het nou 'n handskoentjie gehad wat nou bietjie beter is as myne. Hierdie een is 'n bietjie smallerig. My hande is 'n bietjie groterig.
En sy nou verduidelik, sy kom ek gaan nou maar net so dit vir julle verduidelik. Nee, hierdie is jy. Dis nou 'n mens. Maar die handskoen beteken nie eintlik veel nie. It cannot touch, it cannot grab something, it can do nothing. Is dit nie? Jy kan hom op die Bybel daar neersit. En baie mense is so, jy weet, hulle het 'n Bybel, maar hulle se handskoen net so. They're just a glove. There's the Bible. You can put them in the Bible. That's a nice glove. So a lot of people are just like that. Hulle lees tot die Bybel, weet jy? Hulle lees hom. But they have not been born again. But when we are born again, something happens. And somebody comes to live within us. Ek moet mooi werk met hom. Ek het nou daar gaan ons nou. Partykeer gevat dit ook net so lank. Met die mense. Maar nou, soos my hand nou is, dis wat dit beteken as ek gevul is met die Heilige Gees. Ten volle, hy besit alles van my. Jy sien, nou is ek totaal en geheel en al bruikbaar. Is dit so? Ja, ek bedoel, hy kan nou 'n Bybel optel. Ek kan blaai. Ek kan na die verse toe gaan. Ek kan baie goed doen, ek kan oral te vat en ek kan dinge doen. Maar sien, wanneer ons net tot wedergeboorte gekom het, dan is Heilige Gees in ons. Dan moet ek mooi werk met hierdie handskoen. Sien julle hier? Heilige Gees is in ons. Maar ek is nie vervul met Heilige Gees nie. En eintlik beteken hierdie eintlik nie verskriklik baie nie. Dis nice, dis 'n hand hier binne. Ek het die Gees van God in my. Maar ek het nie die volheid daarvan nie. Ek het nie die krag daarvan nie. Ek het nie die heerlikheid daarvan nie. Die woord sê Jesus Christus kom ons doop in die Heilige Gees en met vuur. En ek en jy het nodig dat die Here ons totaal en geheel en al vul. En nie net vul nie. Jy sien, hy moet nie net die binnekant hê nie. Hy moet eintlik ook die buitekant hê. Hy moet jou heeltemal toedek. En dis iets wat gebeur. Heilige Gees is binne in ons. Nou, ek gaan nou so maak. Holy Spirit is in you because you are a born again child of God. He lives inside of you. You're the temple of the Holy Spirit. But some other time you need to be filled with the Holy Spirit. So what happens? As ek dit nou vir julle so kan verduidelik. It is, and we've read the verses, he says, streams of living water will flow from your innermost being. Daar waar die Heilige Gees is. Okay? So hier binne in my is daar 'n magtige bron. Heilige Gees. En hierdie magtige bron wag vir die oomblik ont ek vervul word. En wanneer Christus opdaag, die doper met die Heilige Gees, and he touches me. This Holy Spirit stands up inside of me and fills me. Hy maak my net vol. En hy kan nie anders as om uit te loop nie. So dis 'n aanraking van buite en dis 'n aanraking van binne. En jy kan nie anders as om te reageer nie. Jy sal reageer. Ek en jy sal reageer. Handelinge 1 vers 4 tot 5 en vers 8 sê, en ons het die vers al 'n paar keer gelees in hierdie week, en hy het vir hulle gesê, en toe hy nog met hulle saam was, het hy vir hulle bevel gegee, om nie van Jerusalem al weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader.
om te gaan wag op daai belofte, die belofte wat Joel vir ons gegee het, al net neergeskryf het, om te gaan wag, want wat julle het hy gesê van my gehoor het, want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lang na hierdie dag nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle sal krag ontvang. Dis 'n bemagtigende gawe van God. Hy gee reeds vir jou Heilige Gees in jou. Kom ek vra gou vir jou so, die disippels, van wanneer af kon die disippels tot bekering kom? Dink gou net mooi daaroor. Hulle kon nie tot bekering kom voordat Jesus nie gesterf en opgestaan het uit die dood nie. Eers na daai gebeurtenis, nadat almal, kan julle onthou, op 'n stadium praat Jesus met Petrus en toe hy vir hom sê, gaan weg agter my Satan, en ek dink is by daai geleentheid, en hy sê, man, die vyand het gesoek om julle te sif, maar ek het gebid vir julle. En dan sê hy vir Petrus, hy sê vir hom, jy verstaan nie, hierdie goed is nou so lekker nie, maar wanneer jy tot bekering gekom het, dan sal jy verstaan, dan sal dit uitgesorteer word. So nadat Jesus uit die dood uit opgestaan, vir die eerste keer kon hierdie mense besef, Christus het die prys betaal vir my sondes, en hy is die weg. En ek aanvaar hom, nie net as Messias nie, maar as verlosser. Met ander woorde, het hulle die Heilige Gees toe gehad, die disippels, nadat hulle tot bekering gekom het. Natuurlik, jy kan nie tot bekering kom sonder Heilige Gees nie. Maar nog steeds sê Jesus vir hulle, gaan wag. Gaan wag dat jy aangedoen word met krag uit die hoogte uit. Gaan wag dat jy vervul word met Heilige Gees en Heilige Gees oor julle kom. Want hy help ons om hierdie spesiale, kragtige lewens te lei. So die primêre doel van die doop met die Heilige Gees is om ons krag te gee en ons durf te gee om te getuig aan ander mense oor wat ons glo en oor ons geloof. Dis die primêre doel daarvan. He says in Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses. Dis die uitsluitlike doel van die vervulling met die Heilige Gees. So, ons het almal hierdie bemagtigende gawe wat God nodig het, van God nodig, om 'n oorwinnende lewe te lei, en om dat ons geloof effektief kan wees. Ons het dit nodig. Sukkel jy met 'n geestelike staan en val lewe, jy het Heilige Gees nodig, jy het die vervulling met God se Gees nodig, want hy bemagtig jou om staande te bly. Hy gee vir jou die vermoë om te kan weerstand bied in baie omstandighede. So kan 'n persoon met die Heilige Gees gevul word sonder om in tale te praat? Maar nie te vinnig antwoord. Kom, ek gaan nou terug gou net na waar ons begin het, Sondagoggend. En ek het gesê dat die werking van Heilige Gees is bonatuurlik. So elke keer wanneer jy iemand in 'n taal hoor praat, when you hear somebody speak in a tongue that has been given by Holy Spirit, that is a supernatural working of God. And you as a human being are confronted by the supernatural. And because we are in our flesh, we walk in our flesh, you've got to deal with this. You've got to make up your mind. What do you think and feel, and what do you see? What is this thing that I hear? This speaking in tongues. Jy moet daarmee deel. En ek het ook vir julle gesê, ons het 'n geneigtheid as mense om die kortste pad te soek altyd in die lewe. Die pad van die minste pyn, die pad van die minste hartseer, maar ook die pad van die minste geloof.
hoe minder geloof ek nodig het, né? Hoe lekkerder is dit. Is dit nie so nie? Wie van julle was beïndruk toe jy vir die eerste keer gehoor het, as jy die geloof het soos 'n mosterdsaadjie, kan jy vra net wat jy wil. En ek bedoel, hey, 'n mosterdsaadjie is nie baie nie. So ons het nie eintlik baie nodig nie, is dit nie so nie? En onmiddellik is jou hartjie so half opgewonde, want ek bedoel, 'n mosterdsaadjie, ons kan dit dan seker reg kry. Jy sien, ons soek die pad van die minste geloof. En dit veroorsaak dat ons sekere goed bely. So, as ek en jy nou na die woord toe gaan, moet ons gaan kyk, wat sê die Bybelse patroon vir ons rondom dit. En dis belangrik. So, met Pinkster, Handelinge 2 vers 4, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. So, hulle is, wie was in die boorvertrek? Of in die vertrek by mekaar? 'n Klomp mense, en net 1 of 2 is vervul, net Petrus en Johannes? Nee, almal is vervul met die Heilige Gees. En dit was nie net die apostels nie, nie die paar apostels, dit was 'n klomp mense. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees, mans en vroue, en almal het in tale gepraat. Almal het in tale gepraat. In Acts 10, verse 46, for they were hearing them speaking in tongues and extolling God, then Peter declared. Now when is this? Peter was sent to this house by God, hoofman oor 100, om vir hom te gaan preek, om vir hom te vertel. En terwyl hy besig was om hom te vertel, sy huis, wat daar gesit het, te vertel van Jesus Christus, toe begin hulle in tale praat. En hy sê, okay, dit beteken, wat beteken dit? As hulle in tale praat, wat beteken dit? Nee, kom julle, jy moet net dink, jy moet jou kop aan die gang sit, dat jy kan dink. Wat beteken dit as hulle in tale praat? Hoekom praat hulle in tale? Want hulle is gevul met die Heilige Gees, want Petrus sê net hierna, as die Here hulle dan doop in die Heilige Gees, hoe kan ek keer dat hulle gedoop word? Al is hulle heidene. So talespraak was deel van die vervulling met die Heilige Gees, by die huishouding van Cornelius. Handelinge 19 vers 6, en Paulus het hulle die hande opgelê, en die Heilige Gees het op hulle gekom, en hulle het met tale gespreek en geprofeteer. Dis die mense in Efese. So Petrus praat met hulle, en hy vra vir hulle, het julle al die Heilige Gees ontvang? Ons het nou aan die week daarna verwys. Hulle sê, ons het nie eens geweet, daar is so iets soos Heilige Gees nie. Hy sê, wat 'n doop, is julle gedoop, en so aan. En hy bid vir hulle, en hulle ontvang die Heilige Gees. En hoe weet hy hulle die Heilige Gees ontvang? Want hulle het almal in tale gepraat. In Mark 16 verse 16 to 17 sê, whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. And these signs will accompany those who believe. Are you people who believe? Okay. So these signs will accompany the people that believe. In my name they will cast out demons. They will speak in new tongues. They will speak in new tongues. So, as ek en jy na die Bybel gaan kyk, en ons gaan lees oor die plekke waar mense vervul is met die Heilige Gees. Die enigste plek waar iemand gevul is met die Heilige Gees, maar hulle niks sê oor tale nie, is waar. By Paulus se vervulling. Julle onthou het?
Toe hy vir hom bid, toe sê hy dat jy kan sien en jy die Heilige Gees kan ontvang. En hy bid vir hom en hy is gevul met die Heilige Gees. Maar Paulus self skryf in Korintiërs, ek praat meer in tale as julle almal. Met ander woorde, hy praat in tale. So broer en suster, as ek en jy gaan kyk na die Bybel, dan is, ons kan dit maar sê, amper die eerste teken van die vervulling met die Heilige Gees, is spreuke in tale. Dit is so eenvoudig as dit. Nou, ek het 'n sinnetjie geskryf, wat belangrik is, dat ons dit verstaan. Ons ervaring, of ons gebrek aan ervaring, moet nie ons teologie vorm. Die waarheid van die woord, moet ons teologie vorm. Julle hoor wat ek sê. Ek kan nie, omdat vir watter rede ek ook al nie in 'n taal spreek nie, my teologie vorm op grond van my ervaring of my gebrek aan ervaring. Ek kan net sê, wat is die waarheid op grond van dit wat hier binne staan. Julle glo dit, né? Julle glo dit. So vir watter rede ook al mense die belewenis van 'n aanraking van die teenwoordigheid van God het en nie in 'n taal spreek nie. Een of ander tyd moet jy in 'n taal begin praat. Want dis 'n teken van die vervulling met die Heilige Gees. Of jy het 'n ander Bybel as ek, hè? Julle is doodstil nou hier onder my. Moenie die maklikste pad kies. En net genoeg geloof hê om te sê ek het Heilige Gees en ek is, vat die pad wat God se woord vir my sê. Julle sal die Heilige Gees ontvang en julle sal in tale spreek. En soek daarna totdat dit in jou lewe gebeur. En hou aan om in te dring totdat dit gebeur. Moenie tevrede wees. Moenie tevrede wees met 'n halwe handskoen nie. As jy op 'n plek is, dan sê Here, I want the full deal. Ek wil alles hê wat U vir my instoor het, Here. Ek wil nie net so op die rand van hierdie belewenis leef nie. Ek wil die volle belewenis van God se teenwoordigheid, van die vervulling met die Heilige Gees in my lewe hê. Die volle belewenis. Julle is doodstil vanaand. Hierdie gedeeltes wat ons nou gelees het, wys vir ons dat die aanvanklike fisiese bewys van die doop spreuke in tale is. Almal van ons wat hier so sit, kan na iemand toe wys. En miskien is dit een van die groot redes hoekom ons nie in tale praat nie. Want dit het 'n effek op ons geloof. Ek kan na iemand wys wat in tale praat wat sy lewe nie heeltemal uitgesort is nie. Is dit so? Ja. As jy nou al so lank met hierdie goed aankom en kom jy agter dat hy mense kan in 'n taal praat. Hy is gevul met die Heilige Gees en hy kan 'n taal praat en hulle het 'n geneigtheid om baie keer, te praat so voor almal en so. Maar hulle lewens is nie uitgesorteer nie. Nou ek wil hê jy moet mooi verstaan, die vervulling met die Heilige Gees, né, is 'n vervulling met krag om te getuig. En God doen vir ons groot goed wanneer hy ons vul met die Heilige Gees. Maar dit beteken nie ek is skielik hoogheilig nie. Ek is nog steeds op 'n journey van heiligmaking, van die aflê van die ou mens en die bekleding met die nuwe mens.
Ek is nog steeds op 'n journey van denke wat moet verander, konstant. Ek het nie gearriveer omdat ek die Heilige Gees ontvang het nie. Ek het dit net nou gesê, dis net die begin. Dis ons wegtrek. So wat is die voordeel daarvan om in 'n taal te bid? So hoekom het ek en jy hierdie taal gekry? Dit dien as 'n bevestiging dat ek die Heilige Gees ontvang het in die eerste plek. Ek het nou net dit gesê. It will edify you in your spiritual life and in your walk with God. 1 Korintiërs 14 vers 2 tot 4 sê hy wat in 'n taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God. Want niemand verstaan dit nie, maar deur die Gees spreek hy verborgenhede. Okay? Maar ons verstaan ook, as jy die res van 1 Korintiërs lees, dan sê hy, en hy wat in 'n taal bid, moet dit uitlê, sodat die mense dit kan verstaan, dan is dit hetselfde as profesie. Okay? Nou gaan hy verder vir ons daar, in vers 4 sê hy wat in 'n taal spreek, stig homself, maar hy wat profeteer, stig die gemeente. Okay. So, hoekom stig ek myself wanneer ek in 'n taal praat? ‘n taal is bonatuurlik, gebore uit Heilige Gees, wat hier in my binneste is. Dis 'n konstante bonatuurlike werking wat deur my lewe gaan. Kom ek vra gou vir jou, wanneer ek en jy, kom ons sê, hier staan iemand en die persoon is blind, en die Here sê vir my, bid vir die persoon, en ek gaan lê my hand op daai persoon, en ek bid vir die persoon, en daai persoon se oë gaan oop. Dink jy dit gaan my lewe affekteer? Natuurlik gaan dit, man, gaan jou omkeer. Jy gaan voel jy's op cloud 9. En dis nie daai matras goed nie. Jy gaan dink, jy gaan baie opgewonde wees, is dit nie? As jy iemand in 'n reistool vat en jy sê vir hom, die Here sê staan op en loop, en hier staan die ou op en hy loop. Hey, jy gaan so ligte dansie gee daarso. Van opgewondenheid, want God werk deur jou. Spreek in taal is een van die gawes van die Heilige Gees. En elke keer as jy in 'n taal spreek, is daar 'n wonderwerk besig om te gebeur. Jy sien, ons raak gewoond daaraan. Dit raak soos 'n tweede dingetjie vir ons. Dit verloor sy spesialiteit. Dit verloor daai spesiaal wees ding. En jy moet dit nie verloor nie. So elke keer as ek in 'n taal besig is om in my taal te praat, of in my taal te bid, of in my taal te sing, die Here se naam groot te maak in my taal, dan is hier 'n wonderwerk besig is om te gebeur. Dis 'n bonatuurlike werking, en natuurlik maak dit my gees sterk. Soek jy deurbrake in jou eie geestelike lewe? Gaan spandeer 'n bietjie tyd en begin bid in jou taal, en doen dit vir 'n halfuur, doen dit vir 'n uur, en kyk wat is die effek op jou lewe. Sien hoe dat die Heilige Gees en die krag van God in en deur jou lewe begin beweeg. Wees konstant op 'n plek, terwyl jy loop om in jou taal te praat, terwyl jy op 'n plekkie is, en daar's niemand om jou nie, want ek bedoel, as ek nou in die straat loop en ek praat in my taal, en iemand stap by my verby, gaan hulle dink, wat gaan hierdie ou aan? Okay? Dit is wat Paulus ons oor waarsku in Korintiërs, hy sê, as iemand by die kerk kom, en julle almal praat in vreemde tale, dan gaan hulle dink, die ouens het dit verloor, hulle is te godsdienstig, iets het hier gebeur. Hy sê nie, dit is verkeerd om in tale te praat nie, hy sê, maar daar's 'n plek daarvoor. Dis wat hy sê. Maar soms is daar 'n geleentheid, wanneer ons almal saam, as kinders van die Here se naam groot maak in ons taal, wanneer ons saam sing, wanneer ons aanbidding saam doen, dan praat ons in ons taal, en ons almal verstaan het, want ons is almal kinders van die Here, en as jy ons almal gevul met die Heilige Gees, en ons wil dit beleef, so wanneer ons in tale bid, dan help die Heilige Gees my om te bid, dis wat hy vir ons sê, Romans 8:26 says, likewise, the Spirit helps us in our weakness, for we do not know what to pray for as we ought, but the Spirit himself intercedes for us with groanings too deep for words. Die Heilige Gees het hierdie vermoë, om hier uit ons binneste te praat. So, praat in jou taal. Bid in jou taal. As jy nie weet wat om te bid nie, bid in daai taal wat die Here jou gegee het.
En jy praat direk uit jou gees, Heilige Gees met Vader, en hy tree vir jou en my in. Hy sê die goed wat ek en jy nie weet wat om te sê en hoe om te sê nie, maar hy weet wat om te sê en hoe om dit te sê. Wat is die verskil tussen tale op die dag van Pinkster, wat aan die disippels gegee is, en van ander geleenthede waar die Heilige Gees uitgestort is en mense in tale gepraat het? Het jy al daai vraag gevra? Baie mense gebruik dit om aan snaakse teologie te bou. Kom ons lees dit. Handelinge 2 vers 4 en ek lees tot daar by vers 11. Hy sê, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne, uit elke nasie wat onder die hemel is. En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek. En hulle was almal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar, is almal wat daar spreek nie Galileërs nie. Met ander woorde is dit nie net gewone Jode nie, wat net Aramees praat, of Grieks praat, hoogstens, een van die twee. En hoe hoor ons hulle elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is, Passers, Meders, Elamiete, die inwoners van Mesopotamië, Judea, Kappadosie, Pontus en Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte en die streke van Libië by Cyrene en Romeine, wat hier vertoef, Jode en Jodegenote, Kretense en Arabiere. Ons het hulle in ons eie taal oor die groot dade van, hoor dat hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek. So, hier is die uitstorting met die Heilige Gees. En die disippels en die mense wat daar by mekaar is, begin in tale praat. En die gehoor, die mense wat nader kom is uit allerhande, ons het nou die name gelees daar. Die disippels het nie die vermoë gehad om hulle taal te praat nie. Hulle kon nie, hulle het net nie. Hulle sê, ons het gister daai versie gelees waar hulle sê, maar is jy nie net eenvoudige vissermanne nie? Petrus, hulle het nie, is nie geleerde mense wat al hierdie verskillende tale kon praat nie. Maar hier staan hierdie mense en hulle sê, ons hoor hoe hulle God groot maak in ons eie taal. So met ander woorde, mense het die taal waarin gespreek is, verstaan. Die hoorders het dit verstaan. Kom ek vra gou nou 'n vraag vir jou. Het die sprekers dit verstaan? Ja. As jy nou lostrek hier en jy begin in Grieks praat. Kom ons sê die Here gee vir jou Griekse taal en jy begin Grieks praat. Gaan jy weet wat jy sê? Nee, jy gaan nie weet nie. So die taal is nie uit hulle gebore nie, is uit Heilige Gees gebore. Nou, ek het 'n vraag om te vra en daar's nie 'n antwoord vir die vraag wat ek nou vir jou gaan vra nie. Die vraag wat ek wil vra is, die mense wat gehoor het hulle gehoor omdat die mense hulle taal gepraat het, of het hulle gehoor omdat God hulle ore oopgemaak het om iets te verstaan? Nou, daar's nie 'n antwoord daarvoor nie. Daar's nie 'n antwoord daarvoor nie. Miskien het hulle net doodeenvoudig aan God al hierdie tale gegee en ons lees in 1 Korintiërs 14 vers 2, 1 Corinthians 14 verse 2, he says, for one who speaks in a tongue speaks not to men but to God, for no one understands him, but he utters mysteries in the spirit. So, wat het gebeur dan op Pinksterdag met die uitstorting van die Heilige Gees? Daar was meer as een gawe wat gewerk het op daai oomblik. Nie net spreuke in tale nie, maar ook wonderwerke. Want God het mense se ore oopgemaak om hulle tale te hoor. Of God het mense se monde oopgemaak om ander mense se tale te praat. Daar is getuienisse van mense wat gevul is met die Heilige Gees.
Ek lees eendag in 'n boekie, 'n getuienis wat iemand geskryf het. Is 'n joernalis en hy het gehoor van hierdie tale ding. Hy's kom uit Israel uit. En hy het gehoor van hierdie ding en hy besluit toe hy gaan 'n ding skryf oor hierdie mense wat hierdie gebabbel van hierdie mense, hierdie pratery. En hy gaan toe binne in die kerk in en die kerk het 2 verdiepings gehad en in die onderste verdieping het hulle kerk gehou en in die boonste verdieping het hulle die mense gevat om saam met hulle te gaan bid. En hy dog toe wel, hy gaan nou maar saam met hulle gaan boontoe gaan nou. Want hy wil nou hoor wat is hierdie ding, sodat hy nou 'n ding kan gaan skryf nou oor hierdie mensies wat hulle koppies verloor het. En terwyl hy daar sit, toe staan 'n jong dogter op van 13 jaar oud. En sy staan op, en sy kyk so na hom toe, en sy wys haar vinger so na hom toe, en sy praat vlot Hebreëus. En sy sê vir hom presies, sy sê vir hom, jy is hier om 'n berig te skryf, om dit wat hier gebeur af te breek. Maar weet jy nie dat jy besig is om teen God en sy werke te skryf nie? Daar sit hy. En na die tyd toe gaan hy na vorentoe toe sê hy wil met die meisietjie praat en hy sê van waar het jy Hebreëus geleer? Sy sê wat is Hebreëus? Ek weet nie waarvan jy praat nie. Sy het nog nooit na lewe Hebreëus gehoor nie. Sy's 'n doodgewone English girl. Jy sien die Here werk op magtige wyse. En die Here kan enigiets doen. Vir hom is alle dinge moontlik in jou en my lewe. So ons kan hom vertrou. Die vervulling met die Heilige Gees, is 'n werklikheid. Dis 'n beleefbare werklikheid. Ek het groot geword in die sekte. Die AGS sekte. Baie van julle is nou deel daarvan. Ek het groot geword in die AGS as 'n sekte. En dit was die volle swang daarvan. Ons was die wederdopers, happy klappies. Ons het, jy is alles genoem. En weet jy wat, ek het as 'n mens, omdat 'n mens deur die wêreld op skool, op alle vlakke, soort van geïsoleer was. Jy's eenkant gesit, jy's snaaks, jy's anders. Ek het eers later agtergekom dat we are different. We are a peculiar people. Ons is anders. Christus was anders. So later van tyd, as 'n mens nou eers 'n bietjie verstand kry en jy bietjie oor die goeders begin bedink en jy net vir jouself vra, hoeveel mense is daar in die wêreld? Jy sien hier in Suid-Afrika was ons die kerkie so 'n ou klein kerkie. Alles was nog so al van die begin. Niemand het jou aanvaar nie. Jy is nooit aanvaar vir enigiets as jy in die AGS is nie, want jy snaaks. Jy praat in tale en allerlei goeders. En jy is soort van eenkant gestoot en geïsoleer. En ons het gedog, ek het altyd gedog, ons is net so 'n klein klompietjie. Jy sien, want as ons in die klas, as jy nou by die skool kom, en hulle, julle sal nou onthou, as jy nou by die skool gekom en dan die juffrou die eerste dag, dan vra sy nou, wat is jou naam, en jou van, en jou ma en pa, en dan, wat 'n kerk is jy? Ek was nou al so, dit was nou al vir my so interessant, jy weet, as dit nou kom by die kerk, en sê ek, AGS! Dan spring almal omtrent om, almal kyk jou, wat is, het hy spitsore, wat het hy, jy weet, ek weet nie. En jy was altyd so 'n enkeling dalk, miskien 2. Jy was die minderheid. Al die kerkies was ek 'n klein kerkies. Weet soos die saal hier langs aan. Want al die kerke het so gelyk op stadium. Al bouplanne wat hulle gehad het. Ja, sê.
Eers later ek agterkom, daar's 'n paar nee, miskien is 'n paar verkeerd. Daar is meer as 1 biljoen mense op hierdie aarde wat gevul is met die Heilige Gees en wat in tale praat. So skielik kom ek agter, ons is nie eintlik in die minderheid nie. Dis nie so 'n snaakse ding nie. Dis ons geskiedenis het dit vir ons snaaks gemaak. Dis wat dit. Ons geskiedenis het dit vir ons snaaks. Ons groot word het dit vir ons snaaks gemaak. So ons is nie so min nie. Reg oor die wêreld. In alle denominasies reg oor die wêreld. Is daar mense wat gevul is met die Heilige Gees wat in tale praat. Reg deur die geskiedenis van hierdie wêreld. Wanneer dit onderdruk is en toegedruk is, hulle kon dit net nooit toedruk nie. Want God se Gees laat hom nie toedruk nie. Oralste, dan spring dit net op. 'n Nuwe vuur, 'n nuwe beweging, 'n nuwe iets, wat eintlik 'n ou iets is, wat net nooit ophou nie. So jy's nie een van 'n klein groepie snaakse mense nie. Jy is deel van 'n hemelse leerskaar. Letterlik teen hierdie tyd nou al biljoene. Mense wat in tale praat. Mense wat gevul is met die Heilige Gees. Is nie 'n snaakse ding nie. So ek wil jou aanmoedig. Soek daarna. Soek na die vervulling met die Heilige Gees. Moenie tevrede wees. Moenie tevrede wees dat jy nie gevul is met die Heilige Gees nie. Soek daarna met jou hele hart, jou hele siel, jou hele wese. En die Here sê, as jy dors het, kom drink by my. En strome van lewende water sal uit jou binneste vloei. Hy waarborg dit, dis sy waarborg. Maar as ek jou ietsie waarborg, dan kan jy miskien 2 keer daaroor dink, maar as hy dit waarborg, jy hoef nie daaroor te dink nie, aanvaar dit net eenvoudig. Dis wat hy gaan doen. Dis wat hy gaan doen. Hy gaan jou en my vul met die Heilige Gees. So is dit jou begeerte,